Ek lees dan vir ons saam uit Romeine 8. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ons lees net so ver. Geliefdes, u sal onthou, so 'n paar jaar gelede het elke winkel in hulle venster 'n bord gehad wat vir ons gewys het of die winkel oop is en of die winkel gesluit is. Nou ek het vir ons so 'n voorbeeld sommer van die internet af vanoggend gelaai. So wanneer die deur van die winkel vir ons sê dit is gesluit, dan weet ons dat ons nie daar kan ingaan nie. Ons het uiteindelik nie 'n ander keuse as om dan om te draai en weg te stap nie. Maar wanneer die bord op die winkel vir ons wys hy's oop, wel dan weet ons is welkom. Dan mag ons maar met vrymoedigheid by die winkel instap. Ons mag maar deur die winkelrakke stap en alles kry wat op ons lysie is. Wat op daardie bord in die winkel se venster staan, bepaal daar ons optrede. Oop, jy stap met vrymoedigheid in. Gesluit, jy huiwer so bietjie en jy stap uiteindelik weg. Geliefdes, ek dink die grootste fout wat ons as gelowiges vandag nog maak, is om te lewe terwyl ons dink dat God se deur vir ons wie in hom glo ook gesluit is. Baie keer wanneer ons vir die soveelste keer ons kop gestamp het, wanneer ons vir die soveelste keer weer droog gemaak het, dan dink ons dat ons nie na God toe mag gaan nie. Dan huiwer ons want ons dink ek is nie goed genoeg nie. Ons dink God is waarskynlik nog kwaad vir my. Ons dink ek moet beter doen. Ek moet harder probeer, ek moet myself regkry, want eers dan sal God se deur vir my oopgaan. In Romeine 8 kom sê Paulus vanoggend vir ons, dit is so 'n slaaflewe. Dit is so iemand lewe wat net die wet van God ken. 'n Slaaf leef altyd onseker. 'n Slaaf wonder altyd, is ek goed genoeg? Het ek genoeg gedoen? Is ek nog welkom? Is die deur vir my oop? 'n Slaaf leef nooit in rus of in sekerheid nie, maar hy leef altyd in vrees, in onsekerheid, in angs, want hy dink hy kan enige oomblik weggejaag word. Geliefdes, dit is presies wat ons sonde ook doen. Sonde maak dat ons vir God wegkry. Dit gebeur al van Genesis 3 af. Want Adam en Eva sondig, en wat doen hulle? Hulle hardloop nie na God toe nie, hulle hardloop weg van God af. Hulle probeer hulle eie sonde bedek. Hulle probeer hulle eie skuld wegsteek. Die natuurlike reaksie van die sondige mens is altyd om eers weg te hardloop van die heilige God af. Wanneer ons as gelowiges die wet van God lees en aanhoor, dan hoor ons ook elke keer hoe heilig God is, hoe ernstig ons sonde is en hoe ver ons tekortskiet. Die wet van God kom wys vir ons as sondaars dat geen een van ons vanuit ons eie krag na God toe kan gaan nie. Daarom het elkeen van ons 'n verlosser nodig wat ons kom verlos van die sonde en van die dood. Want dit is uiteindelik die enigste manier waarop God se deur vir elkeen van ons kan oopgaan. Geliefdes, die wet van God is goed en dit is heilig, maar dit kan nooit vir 'n skuldige mens vrede bring nie. Die wet van God kan ons nooit kom genees van ons onkunde of van ons tekortkominge nie. Die wet kan ons sonde uitwys, maar dit kan aan geen van ons verlossing of redding bring nie. Nou terwyl 'n slaaf weet van God se wet en daarom in vrees en onsekerheid leef, kom sê Paulus vanoggend vir ons dat 'n kind van God se wet ken, maar ook God se evangelie ken. Met ander woorde, ons weet hoe sondig ons is volgens God se wet. Maar
Ons weet ook dat Jesus Christus in ons plek aan die kruis gesterf het. Ons weet dat Jesus ons kon verlos het. Dit is tog waarvan die Gees kom getuig. Daarom kom Paulus vanoggend na elkeen van ons en hy kom sê vir ons in vers 15, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en hy laat julle nie langer in vrees lewe nie. Met ander woorde, die Heilige Gees laat ons as kinders van God nooit in onsekerheid leef oor waar ons met God staan nie. Die Heilige Gees laat ons nooit wonder of twyfel of ons saak reg is met God nie. Geliefdes, tog leef baie Christene so. Baie Christene leef asof God se houding heeltyd teenoor ons verander. Want vandag is hy vir my lief, maar môre is hy teleurgestel. Vandag aanvaar God my, maar môre stoot hy my weg. Baie gelowiges leef asof die bordjie by God se deur vir ons oop is en dan weer gesluit. En dan weer oop en dan weer gesluit. Baie gelowiges leef en hulle dink dat God se houding teenoor ons afhang van hoe baie ek vandag verkeerd gedoen het, van hoe sterk my geloof vandag gevoel het, van hoe ernstig ek vandag gesondig het. Geliefdes, hierdie onsekerheid, hierdie vrees en hierdie twyfel in God se goedheid en sy genade is nooit hoe 'n kind van God kan leef nie. Paulus kom sê vir ons, dit is eerder hoe 'n slaaf leef. 'n Kind wat in sy ouerhuis bly, word tog nie elke oggend wakker en wonder of hy welkom is nie. 'n Kind loop nie heeldag rond en wonder of sy pa hom vandag gaan inlaat nie. Nee, 'n kind hoort in sy ouerhuis. Hy of sy weet hulle is altyd welkom. Hy of sy loop in met vrymoedigheid net wanneer dit hom pas. Gemeente, volgens Paulus laat die Heilige Gees elkeen van ons met hierdie selfde sekerheid en met hierdie selfde vrymoedigheid leef. Die Gees kom herinner ons elke liewe dag 'n hele paar keer, in Christus staan God se deur altyd vir jou oop, ongeag wat. Vir ons wie in God glo, staan die pad na God altyd oop, want Jesus kom verseker dit met sy kruisiging. Wanneer ons daarom tot God roep, of wanneer ons tot hom wil nader, hoef ons nooit te dink dat God se ingangsdeur vir ons toe is nie. Ons hoef nooit te wonder of daar staan dat dit verbode toegang is nie. Ons hoef nooit te dink dat God se deur vir ons wys dat ons eers onsself moet kom bewys nie. Nou gemeente, die vraag wat elkeen van ons dalk vanoggend mag vra, is hoe weet ons dat Paulus hierdie woorde vir my kom skryf het? Hoe weet ek dat God se deur ook vir my oop staan? Geliefde, kind van God, die Heilige Gees kom bevestig dat jy 'n kind van God is en dat God se deur vir jou oop staan. Paulus kom praat met elke liewe een van ons, wanneer hy vanoggend in vers 15 sê, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kind van God maak, en wat julle na God laat uitroep, Abba. Die deur na God toe is vir elkeen van ons oop, nie omdat ons goed genoeg is nie omdat ons in die afgelope week goed gevaar het nie, en ook nie omdat ons geloof sterk was nie. God se deur is vir elkeen van ons oop, omdat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het, en omdat hy ook uiteindelik uit die dood uit opgestaan het. Jesus se kruisiging, sy opstanding en sy hemelvaart kom verseker dat God se deur oop is. Dit is wat ons 'n kind van God kom maak. Maar die geliefdes, nog meer. Die Heilige Gees wys nie net vir ons dat God se deur vir ons oop staan nie. Hy vat ons nie net na die oop deur toe nie, maar hy nooi ons ook in ons Vaderhuis in. Die Heilige Gees lei ons na ons Vader toe wat vir ons lief is. Die Heilige Gees lei ons in ons Vaderhuis in, sodat ons hom met vrymoedigheid kan aanroep.
Ons het nie net tydelike toegang tot God ons Vader nie. Ons word nie maar net deur God verdra nie. Nee, Paulus kom sê baie duidelik, die Gees van God maak ons 'n kind van God. God kom maak van sondaars vir wie die deur altyd toe was, nou kinders van God vir wie die deur altyd oop is. Die Heilige Gees kom verander daarom nie net ons gevoelens vir onsself nie. Die Heilige Gees kom verander ons identiteit in Christus. Want voorheen was ons vreemdelinge, ons was sondaars wat van God af weggehardloop het. Nou kom noem God ons sy kinders. Nou ontvang ons die Heilige Gees. Nou kan ons vir God aanspreek as ons Vader. Jy sal met my saamstem, daar is 'n groot verskil tussen 'n slaaf en 'n kind. Jy sal ook met my saamstem, daar is 'n groot verskil tussen hoe ons 'n slaaf hanteer teenoor hoe ons 'n kind hanteer. 'n Slaaf mag dalk in die huis werk, maar hy behoort nie in die huis nie. 'n Slaaf leef altyd met die wete, ek kan uitgestuur word, ek kan vervang word, ek behoort nie regtig nie. Maar 'n kind behoort. 'n kind eet aan tafel. 'n kind slaap veilig binne in die huis. 'n kind draai met vrymoedigheid na sy pa vir leiding en vir raad. 'n kind hoef nie heeltyd sy plek te verdien nie. Paulus kom sê vir ons, dit is wat die Heilige Gees van elkeen van ons kom maak. Die Gees kom bevestig dat ons 'n kind van God is wat in geloof leef. Ons is nie meer slawe wat in vrees hoef te leef nie. Geliefdes, die Heilige Gees is uitgestort 10 dae na Jesus se hemelvaart. Die rede vir waarom die Heilige Gees uitgestort is in die eerste plek sodat ons sal weet ons is 'n kind van God. Sodat ons sal weet dat God se deur waarlik altyd vir ons oop staan. Dit is belangrik dat ons dit sal hoor en sal verstaan, want baie mense dink die belangrikste werk van die Heilige Gees is dat ons in tale moet praat, dat ons buitengewone ervarings moet kry, dat ons dramatiese manifestasies moet sien. Baie mense dink dat as die Gees regtig in my werk, dan moet ek altyd sterk voel. As die Gees regtig by my is, dan moet ek altyd voorspoedig wees. Baie mense dink dat as ek regtig 'n gelowige is, dan moet ek altyd net sukses en oorwinning ervaar. Teenoor hierdie verkeerde idee van die Heilige Gees, kom maak Paulus dit in Romeine 8 vanoggend baie duidelik. Die grootste wonder van die Heilige Gees is dat sondaars nou kinders van God is. Die belangrikste bewys van die Gees se werk in ons lewe is nie dat ons in tale kan praat nie, maar dit is dat ons nou met vrymoedigheid na God toe kan gaan. Geliefdes, die Heilige Gees word nie in die eerste plek uitgestort sodat die aandag nou op my gefestig sal wees nie. Die Heilige Gees word in die eerste plek uitgestort sodat ons oë voortdurend op Christus sal wees, want deur hom is die deur na die Vader toe oop. Die belangrikste bewys van die Heilige Gees is dat ons nou kinders is wat met vrymoedigheid vir God kan aanroep as ons Vader. Daarom, selfs wanneer die lewe swaar raak, selfs wanneer ons struikel, selfs wanneer ons teen die sonde worstel, verander hierdie woord van God nooit nie. Ons swaar kry, kom maak nie skielik dat God se deur gesluit is nie. Ons swakheid kom maak nie dat God se huis nou 'n plek is waar ons vreemdelinge is nie. Nee, vir kinders van God staan die deur na God altyd oop, ongeag wat. Gemeente, miskien sit u vanoggend hier en u voel dalk, ek is nie meer welkom nie. Ek het alweer droog gemaak. Ek moet myself eers regkry. Ek moet eers beter doen. Die troos van Romeine 8 is dat die waarheid van Jesus se verlossingswerk nooit afhang van ons gevoelens nie. En daarom, ten spyte van hoe jy dalk vandag mag voel, die Gees kom bevestig aan jou, die deur is oop. God se deur is altyd oop vir vermoeide sondaars. God se deur is altyd oop vir gelowiges wat swak mag voel. God se deur is altyd oop vir ons wat worstel.
Mag ons elkeen daarom saam met die apostels en saam met die vroeë kerk altyd met vrymoedigheid op God se roepstem reageer. Mag ons altyd by die oop deur instap en God ons Vader aanspreek as ons Vader. Want dit is wie hy vir elkeen van ons is, dis wie hy vir elkeen van ons was, en dis ook wie hy vir elkeen van ons nog môre en oormôre sal wees.